Goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier by die erediens. Dis lekker om julle almal te sien en dan wil ons vanoggend 'n spesiale woord van welkom aan al die hamkinders sê wat hier voor sit. Dis lekker om julle gesiggies te sien en dit is sommer wonderlik om te weet julle kon vanoggend ook tot hier kom. Kom ons draai na mekaar toe, dan sê ons net eers hallo vir mekaar. Ons gaan vanoggend begin deur 3 liedere saam te sing, maar julle kan sommer net daar sit waar julle is. Die eerste lied is een van ons Pinksterliedere wat ons met die orgel gaan sing. David gaan vir ons eers net om een keer deur speel dat ons hoor hoe dit klink en dan daarna soos die begeleidingsgroep inval, val die res van ons ook in en dan sing ons saam. So net daar waar julle sit, kom ons sing hartlik saam.
Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, U het die wêreld goed gemaak en die mens met 'n doel daarin geplaas. Maak vandag ons oë oop om weer te sien waarvoor U ons geskep het. Praat met ons deur U woord. Amen. Genade en vrede vir julle van die God die Vader wat die aarde gemaak het en dit aan ons toevertrou het, en van Jesus Christus deur wie alles geskape is, en van die Heilige Gees wat nuwe lewe bring. Ons gaan nou weer opstaan en 3 liedere saam sing, maar ek wil julle uitnooi, die eerste 2 liedere kom ons staan en ons sing dit voluit vir die Here. Die 3de lied kan ons maar weer gaan sit, dis weer 'n Pinksterlied, so dis 'n nuwe lied, so ek weet daar gaan nog baie onsekerheid wees, so kom ons sing U goedheid Heer, en as ek die hemel aanskou staande, en dan sit ons vir die 3de lied, wat ons ook een van ons Pinksterliede is, wat die begeleidingsgroep ons gaan mee begelei. So kom ons staan op, dan sing ons saam. As ek die hemel aanskou, die werklik van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering, Heer. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? U laat ons hier so die werk, die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. U sien die lug, die lande, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? O Heer, ons Heer, o wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, U gaan roem sy naam, o Heer, ons Heer, o wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, U gaan roem sy naam.
Julle kan maar sit. Daar's net een wat waardig is, die wat was en die wat kom en is. Ons lê ons krone voor u troon, voor die Heer wat in ons lofsang woon. Ons bring aan U alleen. U is so hoog verheven. Ons bring ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Here, ons lewens neer. Daar's net een wat heilig is, die almagtige, die grootlik is. Soms in ons waardig is die naam. Jesus die naam oor elke naam. Ons bring aan U alleen. U is so hoog verheven. Ons bring ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Here, ons lewens neer. Want dis die wat oorwinning, dis die wat weer kom. Ons hulp en verlossing kan net van U kom. Dis die wat oorwinning, dis die wat weer kom. Ons hoop is vir ewig in U. Dis die wat oorwinning, dis die wat weer kom. Ons hulp en verlossing kan net van U kom. Dis die wat oorwinning, dis die wat weer kom. Ons hoop is vir ewig in U. Dis die wat oorwinning, dis die wat weer kom. Ons hulp en verlossing kan net van U kom. Dis die wat oorwinning, dis die wat weer kom. Ons hoop is vir ewig in U. Ons bring aan U alleen. Hy is so hoog verheven. Ons bring ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Here, ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Here, ons lewens neer. Psalm 24 vers 1 sê aan die Here behoort die aarde en alles daarin, die wêreld en die wat daarin woon. Gemeente, hierdie woorde herinner ons vandag, die wêreld behoort nie aan ons nie. Ons lewens behoort aan God. Ons tyd behoort aan God. Ons werk
behoort aan God. Die aarde behoort aan God. En tog leef ons maar dikwels asof ons die eienaars is. Asof ons in beheer is. God het die mens geroep om die aarde te bewoon met dankbaarheid, te bewerk met getrouheid en dit te bewaar met liefde. Maar ons erken vandag, ons doen dit nie altyd nie. Ons jaag so maklik deur die lewe dat ons ophou om God raak te sien. Ons gebruik dikwels meer as wat ons nodig het en meer as wat ons waardeer. Ons mors maklik wat kosbaar is en ons leef soms maar baie selfsugtig, eerder as om dankbaar te leef. Ons beskadig verhoudings, ons beskadig die skepping, ons eie liggame en die gawes wat God aan ons gee. Ons werk soms sonder integriteit, sonder rus, sonder liefde, sonder afhanklikheid van God. En baie keer vergeet ons dat ons ook mense is wat deel is van God se skepping. Ons praat hard, ons oordeel maklik, ons vergewe moeilik en ons sien mense raak, ons nie vir wat hulle kan wees en wat hulle is nie, maar wat ons dink hulle is. Ons sien hulle nie as skepings van die Here nie. Daarom kan ons nou 'n oomblik van stilte neem, waar ons nederigheid voor die Here bely en ons sondes aan hom oorgee. Kom ons neem 'n oomblik van stilte hiervoor. Here ons God, U het die wêreld goed gemaak. U het ons geskep om in verhoudings met U te leef en goed te sorg vir dit wat U vir ons gegee het. Maar ons bely vandag, ons leef dikwels net vir onsself. Ons neem sonder dankbaarheid, ons werk sonder liefde, ons vernietig eerder as wat ons bewaar en ons raak hard teenoor ander mense en onverskillig teenoor die skepping. Vergewe ons, Here, verander ons harte, leer ons om weer te leef soos U dit bedoel het, met dankbaarheid, met verantwoordelikheid en met liefde. Amen. Die goeie nuus van die evangelie weet ons dat Christus Jesus sê, as jy na hom toe kom met 'n oop hart en jou sondes bely, dan vergewe hy jou en verander jou om anders te gaan leef. En daarom kan ons nou almal saam opstaan en ons geloof hardop bely, want ons weet in wie en wat ons glo. So kom ons staan op en ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar weer sit. Dan wil ek al die kinders wat hier is vanoggend, ook die hamkindertjies graad R tot 3 wat wil, kan julle asseblief vir my bietjie vorentoe kom.
Wat het jy met jou hand aangevang? Moeilikheid. Okay, julle, wie van julle kan vir my sê, wat is Pinkster? Ons het laas jaar hard gewerk hieraan, hè. Pinkster is gewoonlik net die 10 dae na Hemelvaart. Dit was nou laasweek donderdag, van julle skole het Hemelvaart gevier, wat Jesus opgaan in die wolke, onthou julle. En dan is daar 10 dae wat hulle nog so 'n bietjie leer en alles, en dan kom die Gees, onthou julle, die Heilige Gees, daai duifie wat ons almal sien, kom hy dan op ons neer. Nou dis wat ons nou gaan vier, van vanaand af. Nee, van vanaand. So ek het hier vir julle ietsie gebring om julle nuuskierig te maak. Julle moet gaan almal vir my daarbo kyk. Ons hoop hy werk. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wat? So nou is julle nuuskierig, nê? Daar is 'n rocket ship. So ons tema is leefvol. Gees, wat is nou het ek om heeltemal vergeet. Gestuur deur die Gees, daai ene kry ek nou, vergeet ek hom. So vanaand begin kinderpinkster, nê? Wie was laas jaar by die kinderpinkster? Kan julle almal onthou wie was daar? Julle was ook daar gewees? Ja, hierbo, onthou julle hierbo. En ons het baie pret gehad, nê? Gaan julle vir mamma sê julle moet vanaand kom? En dan maandag, dinsdag en woensdag aand ook, nê? Okay, ons gaan baie pret hê, maar ek het vir julle huiswerk vandag. Huiswerk? Hierdie dominee gaan vir julle huiswerk gee. Goed. Ek gee vir julle elkeen 'n rocket ship, laat die ander mense ook sien. Julle kan dit by die huis gaan inkleer. Ek gaan jy vir ons uitdeel. Deel jy ook vir die hamkindertjies, hulle kan dit ook by die huis gaan doen. Dan kan julle vir ons 'n rocket ship maak, want ons gaan leer dat die Gees ons dryf om allerhande mooi en wonderlike goed te doen. Kom jy reg daarso? Julle gaan dit by die huis doen, okay? Julle gaan nou eers klasie toe gaan as julle almal reg is, maar voor ons uitmekaar uit gaan ons gou 'n liedjie sing. Nee. Een liedjie. Julle almal ken hom, maar julle gaan my met help vanoggend. Ek wil sien hoe maak julle die armpie saam met my. Julle gaan nie net stil staan nie. So sit gou die papier voor julle neer. Sit die papier daar voor julle neer. Sal oor. Het jy hom. Dis sy. Okay. Oom Jacques, ons gaan My God is so groot saam sing. Okay, so ek wil sien hoe beweeg julle saam met my. Gemeente, ons kan maar staan en sing ons My God is so groot. So groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die vuur laat hy, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. So groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die blomme maak hy, die voeltjies so vry, die aarde met alles daarop. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Goed, onthou nou, dis huiswerk, julle doen dit vanmiddag, nê? Dan kleer julle hom en bring hom vanaand saam en knip hom uit, vra vir mamma en pappa te help. Julle hamkindertjies kan julle eie rocket ship dan ook gaan maak. Vra mooi vir die tannies en ooms om julle te help, okay? Julle kan Sondag skoolklas toe gaan, probeer soet wees, nê? Henny Bredenheim wil gou 'n spreekbeertjie hê. Môre. Ek staan vandag weer voor die gemeente om te vra vir 'n paar ekstra geldjies asseblief.
Ons is in proses om kwotasies in te win. Ons wil graag die boorgatwater beter aanwend in die geboue ook. Ons munisipale rekening is geweldig hoog. Die waterrekening hardloop hier oor 6-7 000 'n maand. En deur die water wat ons kan gebruik vir die toilette byvoorbeeld, kan ons die waterrekening aansienlik afbring. En dan weer eens dankie vir die geld wat julle voorheen vir ons gegee het. Ons het daai een deurkollekte het ons baie goed ingeneem, so dit het veroorsaak dat ons die paadjies rondom die kerk kon herstel en bietjie regmaak, en dan ook die familiekamer se vloer. Dus 'n nuwe vloer ingesit, so gaan kyk gerus hoe lyk dit lyk pragtig. En danksy julle bydraes kan ons die ekstra goedjies doen in die kerk mooi hou. So dit is by die deure wat ons daai inneem, dit is nie by die banke, die banke gaan net vir die kerk, die deure se kollektes gaan vir daai ekstra fondse wat ons nodig het om die goed te doen. Baie dankie. Goed gemeente, ons kry geleentheid dan om die Here met ons offergawes te dien. Gebeur. So kom ons neem 'n oomblik daar waar ons sit en ons sing 2 verse van Gees van God wat in my woon, om ons harte en ons koppe sommer 'n bietjie rustig te maak, om die woord van die Here te kan hoor. Gees van God wat
Ons gaan vanoggend saam lees uit Genesis 2 uit. Ons het laasweek het Wian vir ons in detail vertel oor Genesis 1 en wat daar aangaan en hoe dit gebeur het. En hierdie week volg ons dit op met Genesis 2. Dit is nou wat die katekese se lesmateriaal ook dan vanoggend oor gaan en ons volg dit op hierdie stadium. So kom ons gaan lees saam daar in Genesis 2 vir die wat hulle Bybels het. Voor ons saam lees, kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Here ons God, maak ons stil. Dat ons besef dat ons in die teenwoordigheid is. Dat ons saam met mekaar hier is om te luister na wat U vanoggend vir ons wil sê. Dankie dat U ons God is. Dat U saam met ons stap en ons nooit alleen los nie. Amen. Goed, in Genesis 2 gaan ons lees vanaf vers 4 tot 9 en dan spring ons na vers 15. Ekskuus tog. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie, en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Here God, ekskuus tog, het dit nog nie op die aarde laat reën nie. En daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Dan vers 15. Die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Net tot sover. Ons leef in 'n wêreld, in 'n wêreld wat vinniger beweeg as ooit tevore. Elke oggend word ons wakker in 'n stroom van nuus, kennisgewings of notifications soos ons dit ken op die foon, verpligtinge en allerlei verwagtinge. En in die gejaag verloor baie mense iets kosbaarder as tyd. Hulle verloor die gevoel van betekenis. Mense leef vandag vir baie dinge. Vir die volgende salaris wat inkom, vir die volgende naweek of lang naweek, vir die vakansie. Ons werk hard, maar ons weet nie altyd meer hoekom ons dit doen nie. Ons is besig, maar ons is nie meer vervuld nie. En dan kom Genesis 2, een van die oudste gedeeltes in die Bybel, en dit sny deur al die lawaai heen met die eenvoudige diep vraag: waarvoor is jy hier? Wat is jou roeping? In vers 15 gee God vir die mens 3 groot opdragte. 3 woorde wat saam 'n volledige visie gee en betekenis aan die mens. Om die aarde te bewoon, om die aarde te bewerk, om die aarde te bewaar. Hierdie 3 woorde is nie net geskiedkundige inligting oor Adam nie. Dit is 'n spieël waarin ons onsself kan sien. En 'n uitnodiging om anders te leef. God plaas die mens op die aarde om dit te bewoon. Let vir 'n oomblik op, God plaas die mens eerste. Voordat die mens enigiets doen, die aarde is eers geskenk voordat dit 'n verantwoordelikheid geword het. God sê nie van Adam, gaan soek 'n tuintjie vir jouself nie. Hy sê, neem hom en plaas hom in 'n tuin. Daardie genade en guns is van haar eerste oomblik af daar. Eden was nie net 'n geografiese plekkie, dit was 'n ruimte van verhouding
van vrede, van oorvloedigheid, van naby aan God leef. Die Hebreërs vertuin dra die idee van 'n omheinde, veilige ruimte, 'n plek van beskerming en 'n blomtyd. En om in 'n tuin te bewoon was om in God se teenwoordigheid te woon. Maar bewoon beteken baie meer as net bly. Om die aarde te bewoon beteken nie net om ruimtelik hier op aarde te wees nie. Ek is nie net teenwoordig hier nie. Dis om met jou hart, jou siel, jou sintuie, jou aandag, jou geloof teenwoordig te wees hier op aarde. Deel van God se skepping, in dankbaarheid te leef, om tuis te voel in God se wêreld. Baie mense leef vandag in 'n toestand van afwesigheid in teenwoordigheid. Jou liggaam is by die etenstafel, maar jou gedagtes is by die werk. Jou oë is op jou kinders, maar eintlik is jou harte besig op jou skerm. Ons bewoon die plek, maar is ons werklik hier teenwoordig? Daar is 'n Japaneese kuns wat Shinrin-yoku, hulle sê dis die woord wat dit is, en dit beteken letterlik om 'n bosbad te neem. Hulle sê hulle vat die mense diep in die bos in en laat hulle baie rustig loop in die bos in en die natuur te kyk sonder 'n foon, sonder 'n padkaart, sonder 'n kompas. En hierdie gebruik laat die mense se bloeddruk sak. Hierdie gebruik laat mense dieper asemhaal. Hulle sê daar's tot mense wat begin huil omdat alles uit hulle uitborrel, omdat hulle die vreugde van die natuur weer begin ervaar. Teenwoordig, sonder al die geraas. Ons kultuur prys diegene wat altyd besig is. Ek is baie besig, het amper soos hierdie status simbool geword. As jy vir iemand vra hoe gaan dit, is die eerste woorde, dis besig. Maar Jesus het anders geleef. Hy het stilte gaan soek. Hy het langs waterbronne gesit, hy het met die disippels geëet, sonder om weg te hardloop na die volgende vergadering, of die volgende oproep, of die volgende plek wat hy moet wees. Hy het die kindertjies na hom toe laat kom. Om te bewoon is 'n daad van weerstand eintlik teen die wêreld se norme. Om nie soos die wêreld te wees en net te glo al wat ek moet doen is produseer nie. Om te weet ek is 'n skepsel van 'n liefhebbende God. Ek is teenwoordig op die aarde wat hy geskep het. So om te bewoon beteken leef stadiger. Gee aandag aan een ding op 'n slag. Sien God se gawes raak, die reën, die brood wat jy eet, die asem wat jy kan inasem, die lag saam met mense. Maak ruimte vir stilte, gebed, verwondering. Wees werklik teenwoordig by die mense wat jy liefhet. Ek wil daai herhaal. Wees werklik teenwoordig by die mense wat jy liefhet. En begin jou dag met dankbaarheid. Ek het dit al 2 weke terug ook gesê, voor jy daai foon optel in die oggend, praat met die Here. Sê dankie dat jy jou oë kon oopmaak vir oggend. En vra dat sy wil geskied. In die tweede plek, God roep die mens om die aarde te bewerk. Hier kry die mens sy eerste taak. En iets is baie opvallend wat ek hierdie week agtergekom het. Hierdie taak word gegee, hoor mooi wat ek nou gaan sê, voor die sondeval. Om die aarde te bewerk het voor die sondeval het die opdrag na die mense toe gekom. Werk is nie deel van die vloek nie. Werk is deel van die paradys. Die Hebreëus hier is abad, 'n woord wat ook dien, aanbid beteken. Om te werk of te bewerk is om te dien. Dit dra 'n diepte wat ons maklik misloop. Wanneer ons werk, is ons besig om te dien. Wanneer ons dien, is ons besig om die Here te aanbid. En wanneer ons aanbid, bewerk ons die wêreld soos God van ons vra.
God het nie die wêreld geskep as hierdie volmaakte kunststuk wat nêrens aan geraak mag word nie. Hy het dit geskep as 'n lewende tuin. Een wat bewerk, gesnoei, gesaai, versorg moet word. En hy het die mens uitgenooi om saam hom dit te bewerk. Ons wêreld het so half 'n skewe verhouding met werk. Aan die een kant is daar mense wat hulle werk aanbid. Hulle identiteit is so verweef met hulle pos, hulle salaris, hulle prestasie. Hulle werk 7 dae 'n week en dit is nou toewyding. Aan die ander kant is daar mense wat werk haat. Wat werk bloot sien as 'n noodsaaklike kwaad om die ure verby te kry. Maar Genesis bied vir ons 'n derde perspektief. Dit sê werk is aanbidding. Dis samewerking met die Skepper. En as jy dit so raak sien, dan verander dit so bietjie die beeld. In die middeleeue het die bou van 'n kathedraal generasies lank geduur. Mense het begin bou wetende dat hulle nooit die kathedraal sou sien nie. En eendag het 'n reisiger by 'n bouperseel stilgehou en 3 verskillende werkers dieselfde vraag gevra. Wat doen jy? Die eerste een het gesê, ek kap klippe. Die tweede een het gesê, ek verdien my lewensonderhoud. Die derde een het opgekyk met stof op sy hande en gesê, ek bou 'n kathedraal tot eer van die Here. Al drie het dieselfde werk gedoen, maar net een het geweet hoekom. Dit is die verskil wat roeping maak. Of jy 'n boer is, of jy 'n onderwyser is, of jy 'n pensionaris is, 'n student is, 'n tuiste skepper, werk op die platte land, of 'n kind wat nou en dan jou kamer moet skoonmaak, jou werk het waarde vir God. Want werk gaan nie oor die geld of die produktiwiteit nie, dit gaan oor rentmeesterskap. Dit gaan oor die vraag, hoe hanteer ek dit wat God in my hande kom plaas het? Die vraag is nie net wat doen ek nie, maar hoe doen ek dit? Met eerlikheid, met liefde, met dankbaarheid, tot eer van God of tot eer van myself. Sien jou daaglikse werk as 'n roeping, nie net 'n beroep nie. Doen gewone dinge met buitengewone sorg en integriteit. Vra 'n bietjie, hoe kan ek my naaste dien? Belangrik, rus. Iets wat ons almal onderskat, gaan rus, want God wil dit hê van jou. In die derde plek, God gee die mens die roeping om die aarde te bewaar. Hierdie derde roeping is miskien die mees aktuele in ons tyd. Die Hebreëus hier is shamar, 'n woord wat beteken om te beskerm, om op te pas, om te bewaar, om te sorg. Dieselfde woord wat eintlik gebruik word in Numeri met die Aaronitiese seun wat sê die Here sal jou bewaar. God gee nie die aarde aan die mens om net te verbruik nie. Hy gee dit om te bewaar. Die mens kry nie eienaarskap nie, maar weer eens die woordjie rentmeesterskap. Dit wat in my hande geplaas is, bewerk ek, gebruik ek tot eer van die Here. Maar sonde verander rentmeesterskap in verbruikers. In plaas van om te bewaar, vernietig ons. In plaas van om op te pas, mors ons. En die geskiedenis vol van spore van mense wat geskep is en veronderstel was om te bewaar, maar wat vernietig het. Ons sien dit oral oor, besoedeling, uitbuiting, gierigheid, ons kan die lysie opnoem, maar ons sien dit ook nader aan die huis. In gesinne wat gebreek is. In verhoudings wat nie versorg word nie, in kinders wat nie bewaar is nie. Dit sluit die hele skepping in. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God se fisiese wêreld, maar die opdrag strek soveel verder. Dit sluit in verhoudings. Kyk na jou verhoudings met mense om jou, kyk na huwelik, kyk na jou verhouding met jou kinders. Dit vra sorg, aandag, vergifnis elke dag. Kyk na ons kinders, hulle is ons daar ons toevertrou. Nie om in ons beeld gevorm te word nie, maar om God se eer te reflekteer.
Ons is ook verantwoordelik om ons geloof oor te dra. Ons onderskat dit baie keer. Praat oor die Here, praat met die kinders, praat met mense om jou oor die Here. Gee waardigheid aan ander mense. Die mens is gemaak in die beeld van God. Nie om mishandel te word of sleg hanteer te word nie, maar in die beeld van God om geliefgehê te word. Sorg vir God se skepping. Jesus kom herstel ons roeping en hier is die eerlike waarheid, ons almal misluk. Ons bewoon nie met dankbaarheid nie, ons jaag maar, ons bewerk nie tot God se eer nie, ons bewerk tot eer van onsself en ons bewaar nie. En as Genesis 2 net 'n lys van verpligtinge was, sou ons hier bly sit met skuld. Maar die Bybel is 'n verhaal. En die Bybel se verhaal loop na Jesus toe. Jesus het alles anders kom doen. Net daar waar Adam gefaal het, het hy gehoorsaam gebly. Die aarde bewoon. Hy was teenwoordig by mense, vol liefde. Hy het bewerk met toewyding. En hy het bewaar, selfs in sy hoë priesterlike gebed wat ons lees. En deur sy gees, die gees wat in ons woon, verander hy ons harte, sodat ons weer kan leef soos God dit werklik bedoel het. Nie uit eie krag nie, nie uit skuldgevoel nie, maar uit genade en uit liefde. 'n bejaarde tuinierman wat dekades lank dieselfde kerktuine versorg het, het op sy sterfbed aan sy seun geskryf. Hy het gesê, seun, ek het nooit ryk geword nie, maar elke oggend toe ek die tuin ingegaan het, het ek geweet dat God vir my wag. Ek het geweet dat die blomme nie van my af is nie, dat die grond nie van my af is nie, dat selfs my hande nie van my af is nie. Alles is geleen, alles is 'n geskenk. En my werk was om dit goed te behandel, tot ek dit moet teruggee. Die hart van rentmeesterskap, nie eienaars nie, bewakers van 'n geskenk. Ons het 3 roepings vanoggend weer gehoor. Hierdie is actually 'n lewenstyl in ons lewe. Iets wat ons moet doen en aanhoudend doen. Bewoon die aarde, kies 1 oomblik per dag en wees bewuslik teenwoordig. Sonder al die geraas. Sit by die venster, stap deur jou tuin, drink jou koffie, slukkie vir slukkie en sê dankie vir die Here vir elke sluk. Laat God se skepping jou verras. Bewerk die aarde, neem 1 taak wat jy hierdie week moet doen, al is dit baie klein, en doen dit as aanbidding. Vra voor jy begin, Here, hoe kan ek hierdie taak doen tot U eer? Kyk wat gebeur met jou gesindheid. En bewaar. Skakel 'n verhouding in jou lewe wat aandag nodig het, bel daardie persoon. Maak moeite met familielede, maak moeite met mense om jou. Vergewe waar jy moet vergewe, wees dankbaar waar jy moet en gee liefde. Vra elke oggend die week, Here, hoe kan ek vandag getrou omgaan met wat U aan my toevertrou het? Genesis 2 vers 15 is 'n klein vers met 'n groot hart. 3 eenvoudige woorde wat God se bedoeling openbaar. Bewoon, bewerk en bewaar. Ons leef om die aarde te bewoon, te bewerk, te bewaar, tot eer van God wat ons gemaak het. Hy wat ons gered het. Hy wat in ons woon. Amen. Here ons God, skepper van hemel en aarde, ons kom vanoggend na U toe met nederige harte. U is die een wat ons van die begin af geskep het, wat die aarde gevorm het, wat die mense in die tuin geplaas het om te bewoon, te bewerk en te bewaar. Dankie vir die mooi van die skepping, vir die reën wat lewe bring, vir riviere en bome, vir die aarde wat U met sorg gemaak het. Maar Here, vandag weet ons ook hoe broos en kwesbaar ons is teenoor die kragte van die natuur. Ons bring vanoggend voor U almal wat deur die storms, swaar reën en die vloede geraak is. Vir mense wat hulle huise verloor het.
vir families wat bang en onseker is, vir die wat koud, moeg en moedeloos is. Here, wees naby hulle. Dra hulle wanneer hulle swak voel, gee vir hulle hoop wanneer daar wanhoop is, en gee uitkoms daar waar die nood is. Gee mense met oop harte en helpende hande. Here, ons bid ook vir die noodwerkers, die gemeenskappe, die kerke en die bure wat hulp verleen. Gee vir hulle krag, gee vir hulle wysheid en beskerming. Here, help ons ook dat ons, hier waar ons vandag is, U aarde sal bewoon, bewerk en bewaar, tot eer van U naam. Amen. Voor ons laaste lied gaan saam sing, wil ek julle net weer herinner dat ons Pinkster begin vanaand, offisieel 7:00 in die aande. Ek vra groot om verskoning, dis 9:30 in die oggende, nie 9:00 nie. Ek wou seker bietjie haastig wees, so ek vra om verskoning daarvoor. Dis 9:30 elke oggend. So vanaand tot woensdag aand en dan maandagoggend tot donderdagoggend. Dan het ons kinderpinkster, asseblief ouers, bring die kinders. Ons het hard gewerk daarbo, dit lyk verskriklik mooi en hulle gaan dit geniet. Dis elke aand 7:00 bo in die jeuglokaal, so hulle kan hier by die trappies opgaan en saam met ons kinderpinkster geniet. Dan natuurlik Pinksterfees volgende Sondag. Ons eet lekker saam na die tyd. Asseblief laat weet vir Jolandi as julle kom saam eet, dis R65 per persoon. Ons gaan weer heerlik eet en net die tyd saam geniet. Asseblief kom saam en geniet dit saam met ons. Laas jaar was dit 'n heerlike familiefees gewees, so ons nooi julle soontoe uit. Dan die familiekamp, ons sit dit so lank op net dat julle die datum uithou. Daar's nog nie vreeslik baie inligting nie. Dit sal na Pinkster sal dit ook gebeur, maar asseblief 18 tot 20 September en ons noem dit familiekamp want oud en jonk, julle almal kan kom. Dit is nie net kinders en ouers nie, daar enige iemand kan kom wat graag saam met ons by Disa Kloof sal wil kamp. Goed julle, kom ons staan op en dan sing ons laaste lied saam, Waak Christen staan in die geloof.
gaan leef dan as mense wat deur God geplant is in hierdie wêreld. Bewoon dit met vreugde, bewerk dit met getrouheid, bewaar dit met liefde en doen alles wat jy doen tot eer van God. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En mag die Here sy aangesig tot jou wend en jou vrede gee. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons wees soos U wil, Here, amen. Laat dit so wees.